Sielskoffie uit die hart. Ons almal ontvang 'n sekere tyd om hier op aarde te wees. Elkeen dink anders oor tyd, en hoe ouer jy raak, hoe meer besef jy dat daar nie meer tyd is om te mors nie. Tyd is 'n baie spesiale geskenk wat God vir ons gee om met wysheid te gebruik. Die oomblik wat jy tyd aan iets spesifiek spandeer het, is dit verby en daardie tyd sal jy nooit weer terugkry nie. As jy vir 3 dae kwaad en vol haat spandeer het, het jy daardie 3 dae se tyd gemors en daardie dae sal jy nooit weer hê nie. Jy sal nooit kan teruggaan om dit reg te maak nie. Daar is soveel dinge wat ons doen, wat net 'n totale vermorsing van tyd is, en ook nie goed vir ons is nie. Dit is beter vir ons om eerder te belê in die tyd wat ons het, en nie langer tyd te mors nie. Nie een van ons wil aan die einde van ons lewe kom en spyt wees oor hoe ons tyd hier spandeer het nie. So, vandag wil ek 'n paar goed met julle deel oor hoe om nie langer tyd te mors nie. God wil hê dat ons goeie werke moet doen en dooie werke moet vermy. Dooie werke is wanneer ons probeer doen wat net God kan doen. Jy weet hoe moeilik dit is om iets te maak werk, wat net God kan laat werk. Hoe meer ons probeer, hoe 'n groter gemors maak ons daarvan. Dalk het jy 'n belofte van God ontvang, maar niks daarvan het nog waar geraak nie. En nou probeer jy alles maak werk om by daardie belofte uit te kom. En niks gebeur nie. Daar's steeds geen vordering nie, want ons probeer die belofte waarmaak uit ons eie vlees, sonder God, en daarom bly dit dooie werke waarmee ons niks sal bereik nie. Kom ons hou op om te bly planne beraam, om te doen wat net God kan doen. Dan is daar die groot frustrasie om mense te wil verander, veral die persoon met wie ons getroud is. Ons probeer gereeld om hulle te kry om iets te doen wat hulle nie doen nie, of te wees wie hulle nie is nie. En hoe harder ons probeer, hoe erger word dit. Dit bly 'n gestryery uitlok wat tot niks goeds lei nie. As daar nou een ding is wat ons nie kan doen nie, is dit om mense te probeer verander. Mense hou nie daarvan om geforseer te voel om dinge te doen nie. Niemand wil beheer word deur 'n ander nie. Slegs as die ander een dit in sy hart regverdig om te verander, is wanneer dit kan gebeur, en net God kan so 'n persoon se hart verander. Ons is almal verskillende wesens, wat anders dink en anders doen. Dis soos ons gemaak is om te wees. Kom ons probeer eerder saamwerk, deur 'n balans te vind tussen wat hy nie doen nie, en jy wel, en wat hy is, en jy nie is nie. Dit bring vrede en samehorigheid in 'n verhouding, wat kan lei tot uitmuntende spanwerk. So, kom ons begin om mekaar te aanvaar vir wie en wat ons is, en hou op om te probeer om jou wederhelft te verander, want slegs God kan dit doen. Wees lief vir mense waar hulle is, en nie waar jy wil hê hulle moet wees nie. Dis presies wat Jesus vir my en vir jou doen. Hy is lief vir ons daar waar ons is, al is ons nog nie daar waar hy ons wil hê nie. Hou op om jouself te probeer verander. Ons wil almal beter wees, beter doen en die beste weergawe van onsself ontdek om uit te leef. Moet dit nie op jou eie probeer doen nie.
Maak Vader deel van daardie proses, want deur dit self te probeer doen, gaan jy nie sukses daarmee behaal nie. Ek en jy het God se hulp nodig in alle aspekte van ons lewens. Sonder hom is ons verlore. Mors ons tyd, maak ons 'n gemors van alles en sal ons nooit uitkom by die groot planne wat God vir ons het nie. Bly werk aan jou verhouding met die Skepper en spandeer tyd in sy woord. Slegs dan sal vrede, aanvaarding en bonatuurlike liefde ons lei om alles in hierdie lewe onvoorwaardelik te aanvaar en deur God se oë te sien. Tot volgende keer.